Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ja, vandag begin ons in 'n splinternuwe maand, in Augustus maand. Nou Augustus is mos maar bekend vir die maand waar die winde begin waai. En so is my gebed net werklik, dat die Heilige Gees as wind, soveel keer deur jou huis sal waai, soos wat jy na die Here roep, deur jou lewe kan waai, en dat hy alles sal wegwaai, wat nie van God af is nie, maar dat hy in jou lewe sal inwaai, die saad wat niet is, in jou lewe om te kan opkom, tot verheerliking van God se naam. Nou Psalm 130 vers 5 tot 7 sê, ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here, meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierendheid, en by hom is daar veel verlossing. Wat 'n wonderlike skrif is dit nie om die begin van Augustus aan te kondig, dat ek gaan wag op die Here hierdie maand, meer as wat wagters op die môre wag. Kom ons wees eerlik, min mense hou daarvan om te wag. Kyk maar na mense se gesigte, in rye by munisipaliteit, in banke, en dan veral daar die lieflike binnelandse sake. Gou sal jy hoor, iemand sal begin kla oor swak diens. Om te wag beteken vir die meeste van ons mors ons kosbare tyd, en ons het mos nie tyd in hierdie lewe om te mors nie. Ons is haastig, dinge moet nou gedoen word, soos ons dit wil hê. Wat is ons gesegde nie baie nie? Dit wat ek gedoen wil hê, wou ek al gister gedoen gehad het. Die son trek al water, of ons gesegde ook, Kersfees kom ook. Tou staan, daar die sinnelose gebeurtenis, om van agter tot voor in die ry te vorder. Ook as jy haastig is, en mense keer jou voor met onbenullige geselsies, wat vir hulle saakies belangrik is. Kan jy onthou hoe dit voel, wanneer besighede 'n sak vol geld by 'n bank wou vas gaan maak het? Jy kon letterlik voel hoe die bloed begin kook het in jou. Maar om te wag, kan ook 'n helende ervaring wees. Dit is wat ek byvoorbeeld gedoen het Vrydagmiddag, wanneer ek moes gaan bank het. Dan het ek gewoonlik vir my altyd sommer op die selfoon goedjies afgelaai, wat ek kon gelees het, goed wat opbouend was vir my. En voor ek my kom kry, was 'n lang ry, 'n kort ry. Ek praat daarvan om te wag op die Here. Wanneer ons leer om op hom te wag, sal genesing ook in daardie tyd plaasvind. En weet jy wat ons ook gaan leer, is geestelike dissipline, dat ons nie meer verlore kan gaan in 'n gejaagde lewe nie. Ons raak ook so, dat ons geloof onmiddellik in werking moet kom. Kits antwoorde soek ons, vinnige kort preke. Dit moenie meer Bybelstudie boeke wees nie. Nee, dit moenie Bybelstudie dagboeke wees nie. Daar moet letterlik op staan 1 minuut stilte tyd, want ons konsentrasie vermoë het net begin kort te raak. Niks hou ons aandag meer vir baie lank nie. En kom ons leer uit God se woord uit hoe om te wag, hoe om rustig te raak, stil te raak en te verstaan wat beteken stilte, om die ander stemme uit ons kop uit te doof, sodat net God se stem hoorbaar raak. Jy gaan baie in Augustus maand van hierdie te hore kom, hoe ons stil raak en wag op die Here. Ja, soos daardie wagters wat wag vir die môre son om deur te breek. Here Jesus, baie dankie dat ons 'n leeftyd daarin spandeer, dat wat U vir ons volbring het aan die kruis, vir ons waar word. Here, en laat ons dit nie miskyk, dat daar elke dag iets is wat waar word, van wat U vir ons volbring het. Here Jesus, dankie dat ons nie hoef te wag om te voel om te vergewe nie,
maar dat ons reeds in die krag van u bloed wat vir ons gestort is, kan vergewe en kan vryspreek. Jesus, dankie dat ons nie hoef te wag vir u liggaam om vir ons gebreek te word, eenmal 'n maand in 'n kerk nie, maar dat ons elke oggend self kommunion kan gebruik, in u teenwoordigheid kan kom en kan vat wat die genesing in u wonde is. Dankie dat ons u kan loof en u kan prys vir u bloed en vir u liggaam. Dankie dat ons in geloof nou daarop waag, wat 'n krag daar in u bloed is wat ons nou ingeneem het, en die genesing in u wonde. Amen.